Hartlike goeiemôre, liewe vriende in ons Here Jesus Christus. Baie welkom vanmôre by nog 'n Pinksteroordenking hier in die Pinkstertyd van die kerklike jaar. En is vir ons wonderlik om vir jou baie welkom te sê hier by Uit die Woord Digitaal. Mag die Here vanmôre se Pinkstergeleentheid vir ons weer eens ryklik seën en in ons harte werk deur sy Heilige Gees. Dit is so 'n wonderlike voorreg om oor die Pinkstergebeure te kan gesels, oor die werk van die Heilige Gees in ons harte, in ons lewens, maar ook in die kerk van Jesus Christus. En mag die Here vanmôre se boodskap vir ons ryklik seën. Kom ons word vanmôre stil voor die Here en ons begin hierdie mooi geleentheid in sy naam. Here, baie dankie dat ons vanmôre in aanbidding voor U kan buig. Die lewende God van hemel en aarde. Dankie dat U ons Vader is, wat op 'n wonderlike wyse in ons lewens werk. Dat U U Seun aan ons gegee het uit liefde en ook die Heilige Gees uitgestort het om in ons harte en lewens werksaam te wees. Here, wil U vanmôre U woord vir ons open in hierdie nuwe dag. En laat hierdie boodskap dien tot versterking van ons geloof en mag dit ook lei tot groot seën in ons lewe. Ons vra dit alles, Here, nie omdat ons dit verdien nie, maar uit genade alleen in Jesus Christus se naam. Amen. Vriende, ons is besig in hierdie Pinkstertyd om te kyk na die werk van die Heilige Gees in ons lewe. Nou die afgelope tyd het ons gesien hoe die Heilige Gees mense se harte aanraak, mense bemoedig, mense tot bekering bring en hoe duisende mense by die kerk van Jesus Christus aangesluit het. Ja, liewe vriende, die Heilige Gees is deel van die drie-eenheid. En die Heilige Gees se werk is so noodsaaklik in my en jou lewe. Daar in Handelinge hoofstuk 2 lees ons hoe die Heilige Gees uitgestort is en op die apostels gekom het, in hulle lewens werksaam was en hulle gemotiveer het en hulle soveel vrymoedigheid gegee het om te gaan getuig oor Jesus Christus en hoe duisende mense in 'n kort rukkie se tyd aangesluit het by die kerk van Jesus Christus. Ons lees daar in Handelinge hoofstuk 2 dat al daardie nuwe bekeerlinge en nuwe lidmate van die kerk van Christus een van hart en een van siel was. Dat hulle elke dag saamgekom het by mekaar. Dat hulle saam geëet het. Dat hulle onderrig is in die Bybelse waarhede. Dat hulle saam gebid het en dat hulle uitgegaan het in die strate van Jerusalem om te getuig van Jesus Christus. En in Handelinge hoofstuk 3 lees ons dat daar nog 2000 mense, buiten die 3000, tot bekering gekom het. En dit was wonderlike tye vir die kerk van Christus en vir al die gelowiges. Maar die wêreld het nie daarvan gehou nie. Die Satan het nie daarvan gehou nie. Die gevolg was dat daar moeilike omstandighede begin losbreek het teen die Christene en teen die kerk van Jesus Christus. Nou, liewe broeder en suster, die Joodse Raad het glad nie daarvan gehou dat soveel duisende mense tot bekering kom en Christene word nie. En onder andere lees ons dan daar in die boek van Handelinge, in Handelinge hoofstuk 7, van 'n baie diep gelowige kind van die Here met die naam van Stefanus, wat vervul was met die Heilige Gees, wat met vrymoedigheid die woord van God verkondig het, wat geredeneer het met die ongelowiges, maar dat hulle nie kon kers vashou by hom nie, omdat hy soveel wysheid en insig in sy lewe gehad het, wat die Heilige Gees aan hom gegee het, en dat hulle hom uiteindelik vals beskuldig het, dat hy die wet van God oortree, en dat hy nie doen wat God se skrifte vir ons aandui nie. Hy is voor die Joodse Raad gesleep, en hy het met hulle gepraat oor Jesus en oor wat Jesus kom doen het. En nou kom lees ons vanmôre in Handelinge 7 vers 54 tot 58 hierdie woorde. Toe die lede van die Joodse Raad dit hoor,
het hulle van woede op hulle tande geknars. Maar Stefanus, vol van die Heilige Gees, het opgekyk na die hemel en die heerlikheid van God gesien, en Jesus wat aan die regterhand van God staan. Kyk, het hy gesê, ek sien die hemel geopen, en die Seun van die mens wat aan die regterhand van God staan. Toe het hulle hard geskreeu en hulle ore toegedruk. Soos een man het hulle op hom afgestorm, om uit die stad uitgesleep en hom gestenig. Ons gaan net tot sover uit die woord van die Here lees. Liewe vriende, na hierdie insident het daar 'n grootskaalse vervolging van die kerk van Christus begin plaasvind. Christene is gevang, in tronke gegooi, gemartel en selfs doodgemaak. Stefanus was die eerste Christen martelaar vir Christus. Hy het met soveel vrymoedigheid hierdie wonderlike boodskap van redding in Jesus Christus aan die Joodse raad kom verkondig. Maar hulle wou dit nie hoor nie. In ons teks sien ons hulle het hulle ore toegedruk en uit woede op hulle tande geknars. Hulle storm op hom af en hulle gryp hom en hulle sleep vir Stefanus buitekant die stad en hulle stenig hom. En terwyl hulle hom stenig, het Stefanus uitgeroep, Here Jesus, ontvang my gees. Nou liewe broeder en suster, ek en jy moet vandag weet, dat om kind van God te wees en om Christen te wees, jou nie vrywaar van vervolging nie, jou nie vrywaar van moeilike omstandighede nie. Ek en jy moet weet, die dag toe ons kind van die Here geword het ons opgeteken, het ons aangeteken, het ons aangemeld vir kruisdra, vir vervolging, vir bespotting, ja selfs vir die dood. Ons lees dat Stefanus vals beskuldig is van dinge wat hy nie gedoen het nie, en dat hy voor die Joodse raad gesleep is en dat hulle nie wou hoor wat hy wou sê nie. Ja, daar is talle mense in hierdie wêreld wat niks van Jesus wil hoor nie. Hulle wil nie hoor van geloof en van sonde en van die hel nie. Hulle wil nie hoor van redding nie. Hulle is vasgevang in die mag van die sonde en in die mag van die Satan. En hulle wil nie hoor as mense getuig nie. Beteken dit dat ek en jy nou moet stil bly? O nee. Die Heilige Gees dring ons en werk in ons en motiveer ons en stuur ons uit in hierdie wêreld om te getuig van redding en om vir alle mense te gaan vertel wie Jesus Christus is. En as mense nie tot bekering kom nie en nie tot geloof in hom kom nie, sal hulle verlore gaan en sal hulle brand in die helse vuur, leer die woord van God vir ons. En die mense van die wêreld gaan dikwels nie wil luister wat jy te sê daaroor nie. Hulle wil nie hoor as jy getuig nie. Christene sal bespot word, Christene sal geminag word, Christene sal weggejaag word, ja, hulle sal selfs vals beskuldig word van verskillende goed. Christene sal in tronke gegooi word, hulle sal gemartel word en selfs doodgemaak word. Ons lees dat direk na hierdie gebeure van Stefanus, nadat hy gekruisig is, lees ons in Handelinge hoofstuk 8, dat daar 'n ewige vervolging van die gemeente in Jerusalem begin het. En mense is uitmekaar gejaag, Christene is gevang, en talle Christene het begin vlug vanuit Jerusalem na verskillende stede in Israel en oor die hele Europa. En nou kan ek en jy vanmôre dalk vra, maar waar was die Here? Hoekom het die Here nie hierdie mense beskerm nie? Hier is nuwe gelowiges, hier is kinders van die Here wat tot geloof in hom gekom het. Waarom het dit dan gebeur dat God hierdie dinge toegelaat het? Broeder en suster, God het 'n plan met hierdie wêreld en hy het 'n doel met my en jou lewe. God se plan was dat sy evangelie versprei moes word,
dat nuwe kerke gestig moes word. En ons lees dan ook daar in die boek van Handelinge in hoofstuk 8, dat so ver as wat hierdie Christene gevlug het, na Samaria, na Judea, na ander dele van Israel, ja selfs in Klein-Asië in en dele van Europa, het hulle oral die evangelie verkondig. Het hulle oral nuwe kerke gestig en geplant. En het daar nog meer mense, duisende, honderde duisende mense tot geloof gekom en is nuwe kerke gestig sodat mense kon aansluit by daardie kerke. Die bediening is gedoen en so die koninkryk van God versprei oor die hele wêreld heen. En dit was deur die motivering van die Heilige Gees. Ja, die Heilige Gees het hierdie gelowiges se harte brandende gemaak, ten spyte van vervolging, ten spyte van lyding en swaar kry. Hulle het nie omgegee om doodgemaak te word ter wille van hulle geloof nie. Hulle het geweet, hierdie lewe is net tydelik. Ons het 'n ewige lewe by Jesus in die hemel, daar waar hy vir ons aan die regterhand van God kom intree het, daar waar hy vir ons spesiale woonplek gaan voorberei het. Dit het hy tog immers gedoen na sy hemelvaart. En hy wil hê dat ons fokus daarop moet wees, in die lewe hierna. Terwyl ek en jy hier op aarde lewe, moet ons ons roeping uitvoer, naamlik om te getuig oor Jesus, om te lewe vir Jesus, om gehoorsaam te wees aan Jesus, om God se koninkryk hier te vestig op aarde, en om so te lewe, dat ander mense Jesus in my lewe kan sien, en dat hulle tot geloof in hom sal kom, deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Die Heilige Gees het hierdie Christene wat uit Jerusalem gevlug het, gebruik in God se koninkryk, om nog meer mense te bereik deur die evangelie, en om nog meer mense tot geloof in Jesus Christus te lei. Soveel so, dat die evangelie oor die wêreld versprei het, en duisende mense tot geloof in hom gekom het. Broeder en suster, dit is wat die Here in my en jou lewe wil doen. En ek en jy moet weet, al kry ons swaar as Christene, is dit nie die einde van die wêreld nie. Dis nie die einde van my lewe nie. Ek moet nie die Here gaan verwerp nie. En buitendien sien ons nêrens in die Bybel dat God ooit gesê het, die dag as jy kind van die Here word al jou probleme opgelos en sal dit net met jou goed gaan nie. Inteendeel, daar gaan baie aanslae teen jou kom. Daar gaan baie vals beskuldigings teen jou kom. Jy gaan voor die gereg gesleep word. Jy gaan in die tronk gegooi word. Onskuldig. En hoekom gebeur dit? Want die Satan wil nie hê dat jy vir God moet werk nie. Die wêreldse mense wil jou nie hoor nie. Maar daar is tog mense wat tot geloof in Jesus sal kom, omdat jy bereid is om in jou moeilike omstandighede, in jou lyding, in jou vervolging, vir Jesus te lewe. En ek en jy moet soos Petrus en die ander apostels antwoord, toe hulle voor die Joodse raad gesleep is. Ons kan nie anders as om te praat oor dit wat ons gesien en gehoor en beleef het, deur Jesus Christus ons Here nie. In hierdie Pinkstertyd moet ek en jy weer gaan dink oor ons lewe. Is ons besig om ons roeping te vervul? Is ek besig om God se koninkryk te bou? Wat doen ek om my deel na te kom en uit te voer in die Here se koninkryk? Kom ek en jy volg die Here se woord. Kom ons doen wat hy van ons vra. Kom ons bid ook die Heilige Gees om ons eie lewe te bekragtig, ons geloof te versterk en ons uit te stuur in 'n wêreld wat dit so nodig het. En kom ek en jy volg in Jesus se voetspore, ons getuig oor wat hy vir ons kom doen het, en ons bid dat die Heilige Gees ons so sal gebruik, dat God se naam geëer kan word, en sy koninkryk en kerk uitgebrei kan word. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons vanmôre wonderlik toegerus kon word vanuit u woord. Dankie Here dat ons u kinders kan wees, en dat die Heilige Gees in ons harte werk. Dat hy ons motiveer en staande hou en krag gee om in hierdie donker wêreld in te gaan, ten spyte van soveel teenkanting en teenslae en moeilike omstandighede.
Here, ons gee nooit moed op nie. Ons bly staande, al moet ons swaar kry vir Jesus. Help ons om dit te kan doen deur Jesus Christus ons Here en deur die Heilige Gees se werk. Seën ons almal in hierdie Pinkstertyd, bou ons op in die geloof en bevestig self u woord in ons harte, dat ons lewens u elke dag sal verheerlik. In Jesus Christus se naam bid ons dit. Amen. Vriende, dankie dat u ingeskakel het. As die Here wil, sien ons mekaar weer môreoggend by ons volgende oordeenking. Vrede vir jou.